Ons is nou by sessie 13 van module 1 van die wese van disipelskap. In hierdie sessie gaan dit oor ons dors, om jou diepste dors te leer les. Nou ek gaan weer so 'n paar gedagtes deel uit my eie stil word rondom die gedeelte wat die gedagtes wat by my opgekom het. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom of haar. Nou die gedagtes wat ek hieroor neergeskryf het is die volgende. My kind, om in my te glo, beteken nie net dat jy sal saamstem dat dit wat vir my geskryf is die waarheid is nie. Dit is om jou totale geestelike welwese aan my toe te vertrou. Dit is om te reageer op my uitnodiging om my te volg en te gehoorsaam, sodat jy ook sal leer om net te doen wat jy die Vader sien doen. Dit is om te aanvaar dat ek vir jou 'n God is, en dat die enigste sin vir jou bestaan daarin lê om vir my 'n gehoorsame kind te wees. Dit is om te glo dat ek 'n wesenlike deel van jou lewe uitmaak, die mees werklike en praktiese deel van jou hele bestaan. Dit is om te leer om jou aandag op my gerig te hou, sodat jy my kan volg en kan verheerlik, maar veral ook sodat jy my kan leer ken en geniet vir wie ek is. Daar is niks of niemand wat vir jou groter vreugde en vervulling in die lewe kan gee as ek self nie. Dit is ek, God, wat kleur, betekenis, sin, waarde, inhoud, styl, rigting, vreugde en alles wat nodig is vir 'n vol lewe aan jou skenk. Ek gee ware inhoud en betekenis aan die woordjie lewe. Die wat in my glo deur hulle self geheel en al aan my toe te vertrou, leer wat lewe werklik is, waaroor dit gaan, en hoe om voluit te kan lewe. Dit lei tot 'n lewe waar elke treukie en elke asemhaling inhoud en waarde het. 'n Lewe waar jy volkome aanvaarding vind in waar jy is, in wie jy is en in wat jy doen, net omdat ek altyd volledig deel daarvan is. Die wat aan my ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, want hierdie lewe is net in my te vind. Om los van my te leef en jou eie ding te probeer doen, is om soos blindelings in 'n mynveld in te stap. Dit is nie my wil dat enige iemand die landmyne aftrap en daardeur beseer word nie. Maar as iemand self kies om in ongehoorsaamheid te leef, dan is dit die waarskynlike gevolg van 'n lewe los van my. Daarom het 'n lewe sonder my 'n ingeboude straf, wat eintlik maar net beteken dat dit die konsekwensie is van so 'n lewe. Dis nie straf wat ek spesiaal vir jou uitdink of toedien nie. Dis altyd op my hart om lewe in oorvloed met jou te deel, maar ek dwing dit op niemand af nie. Dis 'n oop uitnodiging aan almal om jou lewe in geloof aan my toe te vertrou, en dan die lewe in oorvloed, die lewe in my, te leer ken. So dis die paar gedagtes wat by my opgekom het rondom hierdie gedeelte. Natuurlik sal dit vir elkeen iets anders wees, afhangende van wat op daai oomblik in jou lewe gebeur en van toepassing is. Soos ek gesê, die vraag in hierdie sessie gaan oor waarna dors jy? Wat is jou diepste dors? Nou, die Bybel maak nogal 'n paar baie indrukwekkende uitsprake rondom hoe 'n mens se dors geles kan word, waarvan Jesus self ook 'n paar gemaak het. Maar die Ou Testament al in Jesaja 55 word 'n uitnodiging gemaak aan die wat dors het, om te kom koop en drink sonder geld, wyn en melk. Die skrywer sê dan ook daar, mens moenie jou tyd en aandag mors deur te werk vir iets wat nie regtig kan versadig nie, maar eerder leer om aandagtig na God te luister, sodat jy kan versadig word met die beste wat daar is.
Dit is baie treffend om nie tyd te mors nie, maar seker te maak dat jy by God hoor en ontvang met die beste wat daar is. En dan in Johannes 7 nooi Jesus self ook almal wat dors is uit om na hom toe te kom en lewende water te kom drink. Dan sê hy sal daar strome lewende water uit hulle binneste vloei. Larry Crabb het 'n baie goeie boek geskryf oor hoe ons verskillende begeertes 'n invloed op ons menswees het. Ons sou ook ons sê hoe die dinge waarna ons dors, dis wat ons begeertes is, die dinge waarna ons dors, hoe daai dinge ons beïnvloed. Die titel van die boek is Inside Out. Nou hy noem dan verskillende vlakke van begeertes wat by alle mense voorkom. Hy sê ons almal het sekere basiese begeertes, dinge soos begeertes na kos, klere, huisvesting, goeie gesondheid, lekker weer en sulke dinge. Nou, as hierdie tipe begeertes nie elke dag volkome vervul word nie, kan meeste normale volwasse mense dit redelik gou verwerk en aangaan met hulle lewens. Dit is nou nie die ergste nie. Kan ongemaklik wees, maar meeste mense kom redelik gou daardeur. Dan sê hy het ons ook kritiese begeertes. En dit sê Crabb is dinge soos die begeerte om liefgehê en gerespekteer te word. Die begeerte om vriende te hê wat vir jou deurkom as jy hulle nodig het. Die begeerte om goeie en gesonde gesinsverhoudinge te hê. As hierdie begeertes, hierdie dieper kritiese begeertes nie vervul word nie, dan is dit vir ons heel wat moeiliker as wanneer ons basiese begeertes nie vervul word. Hy sê dit kan soms 'n innerlike pyn en leegheid veroorsaak wat moeilik is om te verwerk. En dit lei baie keer tot gevoelens van eensaamheid, verwerping, mislukking, minderwaardigheid. En baie van die ervarings wat rondom hierdie kritiese begeertes kan baie diep wonde veroorsaak. Veral as dit in ons vormingsjare na vore kom. En daarom is dit dikwels nodig dat ons diep innerlike genesing daarvan sal ontvang. Anders het dit 'n voortgaande invloed op al ons verhoudinge. Tog, met tyd kom meeste mense ook daardeur, verwerk dit raak weer beter, kan hulle weer begin lag vir grappe en die lewe begin geniet. Want dan sê Larry Crabb, die woord wat in Johannes 7 met jou binneste vertaal word, die plek wat Jesus sê waaruit hierdie strome lewende water sal uitvloei uit jou binneste, verwys na sogenaamde holplek in ons diepste binneste bestaan. En dit verteenwoordig ons diepste, mees intieme begeertes, mees legitieme begeertes. Naamlik 'n intieme liefdesverhouding met God self. Niks of niemand anders as God self kan daardie holte hier binne ons vul nie. Nou ongelukkig besef die meeste mense dit nie en daarom probeer hulle daardie holte op met allerlei ander dinge vul of op allerlei maniere. En dis dinge soos deur vriendskappe, liefdesverhoudinge, seks, pornografie, avontuur, wat ook al. Jaag mense allerlei goed na en hoop hulle dat daardie dors op een of ander manier geles sal kan word, omdat hulle nie besef, net God kan dit les nie. So wat ons werklik nodig het, word vir my baie mooi beskryf deur Howard weer in sy boek The Trauma of Transparency. Nou daar sê Howard dat wat ons mens werklik nodig het, is ons benodig 'n verhouding met iemand van wie ek nie kan wegkruip nie. 'n Verhouding met 'n persoon vir wie ek kan verwyd, maar wat vir my geen rede daarvoor gee om hom te verwyd nie, en wat hom ook nie van my vervreem as ek dit doen nie. 'n Verhouding met 'n persoon wat vir my altyd die waarheid sal vertel. 'n Verhouding met iemand wat my oneindig liefhet, sonder dat hy enige teenprestasie van my verwag. Iemand wie se doelwitte van uiterste belang is vir my lewe en 'n baie groot impak daarop kan maak. Met ander woorde, as ons daarna mooi luister, dan sal jy weet, eintlik het ons nodig 'n verhouding met iemand wat volmaak is.
dit wat ek onbewustelik baie dikwels van ander mense verwag om te wees, maar wat hulle nie kan wees nie. Ons is dus geskep om in 'n disippelskap verhouding met die lewende God te leef, sodat hy die volmaakte vir ons 'n God kan wees en ons sy kinders kan wees wat vanuit sy oorvloed leef, waar hy hier in ons diepste binneste daai diepste kernbegeertes van ons vervul. En solank ons dit nog nie ervaar nie, sal ons altyd ons dors op allerlei ander maniere probeer les. En elke keer maar weer die gevoel kry dat dit wat ek alreeds het nog nie genoeg is, of dat dit nie werk, of dat ek net nie met die dors geles kry nie. Dit herinner my baie sterk aan die uitspraak wat die ou kerkvader Augustinus al hier in die 4de eeu gemaak het, toe hy gesê het dat God die mens vir homself geskep het, vir daai intieme liefdesverhouding, en dat die mens nie rus kan vind tensy hy of sy dit in God vind nie. So die vraag vanoggend vir jou, vir my, vir elkeen is: hoe probeer jy op hierdie oomblik jou dors les? En hoe mate slaag jy daar? Of werk jy dalk vir iets wat nie kan versadig nie, soos Jesaja sê? Weet jy, kan niks verloor as jy na God toe draai om jou dors by hom te laat les nie. Inteendeel, jy mag dalk ook net soos Augustinus agterkom. Dit is eintlik waarna jy nog al die jare gedors het en gesoek het. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.